Goeiedag vriende en familie van Kuilsrivier Suid. Ons het as 'n span kollegas en leiers in die gemeente al meer oortuig geraak dat ons in hierdie tyd meer nodig het as bloot die eredienste wat ons gebied het die afgelope tyd deur en oor Paasnaweek. En wat 'n geseënde tyd was dit nie. Daar was baie mooi getuienisse van lidmate en terugvoer wat ons ontvang het en daarvoor wil ons u baie dankie sê. Saam met die meditasies wat in die leidingstyd opgeneem is deur my en Dominee Henny, het ons 3 kollegas besluit om tot en met Pinkstertyd 6 opstandingstekste na opstandingstekste voor te berei, wat ons in die vorm van kort meditasies op woensdagoggende vir u as 'n gemeente wil stuur. En dis ons voorreg om vandag dan die eerste een op hierdie eerste woensdag na opstanding Sondag vir u te bied. En ek wil u dan nooi om saam met my te lees uit Lukas 24 na Jesus se opstanding, waar Jesus in 'n tyd van afwagting by mense aan 'n paar vriende en familie en disippels en persone verskyn het, en ek dink ons kan baie daaruit leer. Die gedeelte wat ek graag vir u wil voorlees is 'n gedeelte uit Lukas 24. Dis die gedeelte rondom die Emmausgangers wat miskien vir baie van u baie bekend is. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam van Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in 'n gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels het en gedagtes met mekaar wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" En dan lees ons hierdie emosie raak by die Emmausgangers. Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope tye gebeur het nie?" Hy vra hulle toe: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en in daad, voor God en voor die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad aan hom oorgelewer is, en hoe hy ter dood veroordeel is en hulle hom gekruisig het. Ons het so gehoor dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ook nog ons ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en hulle kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hierdie Jesus lewe. Sommige van die mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie dat al hierdie dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly in sy heerlikheid om daarin in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en het al die skrifuitsprake wat op hom betrekking gehad het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak asof hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan en hy het by hulle gebly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom erken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op pad hierheen met ons gepraat het en die skrif van ons uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe gegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander disippels by mekaar en die sê: "Die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het. En hulle vertel ook hoe hy die brood in hulle midde gebreek het. Hierdie is 'n baie spesiale gedeelte wat ons regtig tot stil word en tot besinning roep. En ek dink ons almal konfronteer met die volgende vraag. En dis 'n vraag wat ek sommer graag wil vra aan elkeen van u wat saam met ons inluister en saam met ons kyk.
na hierdie baie spesiale gedeelte, en dit is die vraag hoe God jou gesig sien as jy met ander vriende in gesprek is in hierdie na-opstandingstyd. Wat is die emosie wat diep binne in jou leef? Ek gaan nou sommer so 'n paar oomblikke gee van stil wees en rustigheid, waar jy sommer net 'n bietjie nadink oor wat in jou hart en in jou gemoed op die oomblik aan die leef is. Ek gee so 'n paar oomblikke van stil wees. Die tweede vraag wat ek graag in hierdie stil oomblikke met elkeen van u wil deel, is as hierdie Jesus van Nasaret met jou in gesprek sou gaan oor jou gemoed en hy sou vir jou hierdie direkte vraag vra. Gestel hy sou aan my vra, Jannie, wat is in jou gemoed aan die gang? Of aan jou, wat saam met my hierna luister. Wat sê jy aan Jesus van Nasaret, aan die opgestane Jesus sê, oor jou eie gemoed? Wil jy nie daaroor net ook sommer 'n paar oomblikke dink saam met my en stil wees in 'n paar stil oomblikke met Jesus deel. Gee so 'n paar oomblikke vir u daarvoor. Die derde vraagie wat ek sommer gewonder het oor is, as jy hierdie gedeelte bloot lees, is daar iets wat jy leer uit hierdie gedeelte uit? Miskien dat jy gereeld op 'n meer gereelde basis met vriende of familie moet praat oor hierdie na-opstandingstyd. Miskien het dit jou getref dat Jesus die skrifte opnuut aan die Emmausgangers uitgelê het. Of miskien was dit dat hy by hulle tuis gegaan het en het jy besef jy hopeloos te min in jou lewe stop. Daar iets wat jy leer uit hierdie skrifgedeelte. Miskien moet jy dit 'n slag gaan neerskryf en sommer net in 'n paar stil oomblikke saam met Jesus in gesprek duidelik vir jouself weer uitklaar as jy iets geleer het oor hierdie skrifgedeelte. Ek dink is dalk goed en daaroor wil ek graag sommer 3 opmerkings maak. Is dalk goed om hierdie tyd so in Jesus se gesprek met die Emmausgangers weer duidelik vir mekaar te sê wie hierdie Jesus is wat op 'n gereelde basis aan ons verskyn. Jy miskien iets uit jou eie verhaal uit gaan neerskryf, hoe hy vir jou gesorg het en hoe hy vir jou omgegee het. En dan vir hom dankie sê dat hy 'n werklikheid is vir jou. Dit is so waar dat ons in hierdie tyd met geweldig baie statistieke konfronteer word. Iemand het die opmerking gemaak, ons word oorgetraumatiseer. Maar ons maak so min tyd om Jesus se bemoeienis met ons en sy omgee met ons neer te skryf in 'n tyd van stilte en in 'n tyd van gewaarwording. Miskien moet ons 'n slag dit gaan neerskryf en dit sommer net opnuut vir mekaar weer sê, veral in ons stil wees met God duidelik uitklaar en sê, Here, baie dankie dat u in hierdie tyd vir my ook sorg, vir my en my huis sorg, vir my, my vrou en my kinders sorg. Ek wil jou uitdaag om dit 'n slag sommer net weer te gaan neerskryf en sommer net weer na die Here toe te neem en dan vir hom dankie te sê dat hy in liefde vir jou steeds omgee en hom bemoei met jou en jou huis en jou familie en julle verhaal. En dan het ek gewonder of dit nie goed is om sommer net weer ten slotte, en dis maar sommer net 'n voorstel, 'n gebaar van omgee deur middel van 'n boodskapie of enige huisinwoner van jou, een van jou gesinslede in 'n gebaar van omgee met 'n boodskap of 'n omgee boodskap in die besonder te bemoedig. Ons het bemoediging in hierdie tyd so nodig en Jesus se verhaal van die Emmausgangers herbevestig word. Ek gaan nou vir u nooi om saam met my in 'n slotgebed voor hierdie Here te buig wat hom bemoei in liefde met elkeen van ons. Here en Hemelse Vader, ons as familie in Kuilsrivier is opnuut bewus van verhale van omgee en sorg. Van mense wat vir mekaar voedsel gee en sorg en omgee. Van pastorale ondersteuningsgroepe wat deur middel van oproepe na mekaar kyk. Kuilsrivier Suid gemeente het deur middel van
persone wat bel en bemoedig, klomp van ons gemeentelede al reeds gebel om te bevestig dat ons omgee en dat ons sorg en dat ons wil sorg en omgee. Wil jy nie opnuut vanmôre in hierdie meditasie ons bring op 'n plek waar ons net weer in die eerste plek vir U dankie sê. Dat U in liefde vir ons baie spesiaal is. Vir my baie spesiaal lief is. Dankie daarvoor, Here. Wil U dit weer vir elke familie herbevestig vanmôre. Dat U vir hulle lief is en omgee. En daarom dank ons U dat U elkeen van ons deur middel van hierdie meditasie weer opnuut nooi om sommer net vir elkeen, al is dit in ons huis of 'n vriend of 'n vriendin of familielid, stuur en te sê die Here is vir jou verskriklik lief. Dankie dat die verhaal van Emmaus weer vanmôre opnuut by ons kom kuier om te sê U is vir ons lief. Amen. Jy moet 'n baie mooi dag hê. En ons sien weer komende Woensdagoggend met die volgende meditasie. Hulle doen nie hier